Vandag se lesie gaan ons nou 'n bietjie verder kyk na kongruensie. Ons het nou al gesien wat is kongruensie en in vandag se lesie gaan ons nou kyk hoe om kongruensie te bewys. Kom ons kyk net gou weer na wat is kongruensie, net om ons geheue te verfris. So, wat is kongruensie? Kongruensie is as ons kyk na twee figure, is hulle presies kongruent as hulle presies bo op mekaar pas. Dit wil sê, hulle het presies dieselfde grootte en presies dieselfde vorm. Ons kan daarom weet dat hulle ooreenstemmende hoeke ewe groot is en hulle ooreenstemmende sye is presies ewe lank. Wat baie belangrik is ons dui kongruensie aan met 'n dubbele is gelyk aan tekentjie met nog 'n ekstra is gelyk aan by. Met ander woorde, ons kan sê die twee driehoeke, twee figure is so gelyk, hulle is absoluut presies gelyk dat ons dit met 'n ekstra streepie bevestig hoe gelyk hulle aan mekaar is. Nou ons gaan in hierdie lesie leer hoe om twee driehoeke aan mekaar kongruent te bewys. Ons werk gewoonlik met driehoeke vir kongruensie. Nou kom ons gaan kyk net gou wat baie belangrik is. Deur sekere kombinasies van die twee driehoeke se sye en hoeke gelyk te bewys ons die twee driehoeke kongruent. Nou ons het nou gekyk mos nou in ons vorige lesie het ons gesien daar is 4 redes of voorwaardes, 4 redes of voorwaardes wat moet geld vir twee driehoeke om presies gelyk of kongruent te wees. So as ons nou net weer mooi kan gaan kyk na ons 4 voorwaardes vir kongruensie en onthou hierdie is maar baie belangrike werkies want die res van julle meetkunde gaan op dit gebou word. So dis baie nodig dat julle dit mooi verstaan. Die eerste rede vir kongruensie, as ons gaan kyk na die rede 1, nou kom ons kyk as ons twee driehoekies het, driehoek A, B, C en driehoek D, E, F en ek kry dat hoe sy A, B gelyk is aan sy D, E en hulle sê vir my sy B, C is gelyk aan sy E, F en sy AC is gelyk aan sy DF, dan beteken dit hierdie ooreenstemmende sye van hierdie twee driehoeke gaan ewe lank wees. Met ander woorde, ons kan sê hierdie AB is gelyk aan DE. Ons kan sê BC is gelyk aan EF en ons kan sê dat AC gelyk is aan DF. Nou hierdie rede praat ons van die ooreenstemmende sye wat gelyk is en verkort gaan ons dit skryf as sy. So ons gaan nou leer hoe om driehoeke kongruent te bewys aan mekaar en dan moet ons altyd 'n rede skryf. So ons kan hier sê driehoek A, B, C is kongruent aan. Hy is so gelyk, so presies gelyk dat dit 3 streepies gelyk is. Driehoek A, B, C is kongruent aan driehoek D, E, F en ons rede is sy. Net soos by gelykvormigheid is dit baie belangrik die volgorde waarin jy die driehoek benoem. Nou kom ons kyk na ons tweede rede vir kongruensie. Onthou, ons het gesê daar is 4 redes of 4 voorwaardes vir kongruensie. Ons het weer ons twee driehoekies, driehoek A, B, C en driehoek D, E, F. Nou, wanneer hulle vir ons gee dat sytjie AC gelyk is aan sytjie DF en hulle gee vir ons hierdie hoekie
C is gelyk aan die hoekie F. Of ons kan dit so bewys. En hierdie sy is gelyk aan BC, sy BC is gelyk aan sy EF. Dan kan ek ook sê dat hierdie twee driehoeke kongruent is. Want ons gaan nou kyk na die kongruente rede vir hierdie. Onthou, as ons hier mooi kyk, kan ons sien ons het 'n sy en 'n hoek en 'n sy. Ons praat van hierdie as die ingeslote hoek tussen die twee sye. So ons het 'n sy en 'n hoek en 'n sy. Daai hoekie is ingeslote, met ander woorde, hy staan tussen die twee sye. Dit is hoekom ons ook hom in die middel skryf. So, ons kan nou hier sê dat AC gelyk is aan DF. En ons kan sê dat hoek C gelyk is aan hoek F. En ons kan sê dat BC gelyk is aan EF. So die rede vir hierdie kongruensie is sy hoek en sy. So ons skryf dit ook as sy hoek sy. Met ander woorde, ons kan hier sê driehoek ABC is kongruent aan driehoek DEF en my rede is sy hoek sy. By hierdie sy hoek sy is dit ook nou moontlik om met 'n 90 grade hoekie te werk. As ons nou 'n 90 grade hoekie het, dan kan ons ook, moet ons net mooi kyk wat vir ons gegee word. Want nou gee hulle vir ons dat daai hoeke gelyk is, en verder gee hulle vir ons dat AB gelyk is aan DE, en hulle gee vir ons dat BC gelyk is aan EF. So as julle nou mooi kyk, kan julle sien wat het ons hier? Ons het 'n sy en 'n hoek en 'n sy. Net so het ons hier 'n sy en 'n hoek en 'n sy. Met ander woorde, hierdie rede vir hierdie driehoeke om kongruent te wees, driehoek ABC kongruent aan driehoek DEF se rede is ook sy hoek sy. Al is daai nou 'n 90 grade hoekie. Goed. Wat is ons derde rede vir kongruensie? Kan een van julle onthou uit julle vorige lesie uit? Kom ons kyk na die derde voorwaarde vir kongruensie. As ons weer kyk na ons twee driehoekies, driehoek ABC en driehoek DEF, dan is 'n derde voorwaarde waaraan die twee driehoeke moet voldoen, dat hulle twee ooreenstemmende hoeke gelyk is. So hoek A is gelyk aan hoek D, en dan byvoorbeeld is hoek C gelyk aan hoek F. Dan gee hulle ook vir ons dat die volgende sye gelyk is. Met ander woorde, BC is byvoorbeeld gelyk aan EF. Nou, as ons kyk na die twee driehoeke, kan jy baie mooi sien dat die ooreenstemmende hoeke gelyk is en die ooreenstemmende sye. So dit is wat ons gaan moet bewys as ons twee driehoeke kongruent wil bewys. So ons het hoek A is gelyk aan hoek D, ons het hoek C is gelyk aan hoek F, en ons het sy BC is gelyk aan sy EF. So as ons kyk na hierdie, sien ons het 'n hoek, en ons het nog 'n hoek, en ons het die ooreenstemmende sy. So die rede vir hierdie kongruensie skryf ons as hoek, hoek, sy. So ons kan daarom sê dat driehoek ABC kongruent is aan driehoek DEF. My rede is twee hoeke en die ooreenstemmende sy.
En dit is baie belangrik dat julle volgens die hoeke wat ooreenstem die driehoeke skryf. Dat julle kan sien, hoek A is gelyk aan hoek D. Hoek C is gelyk aan hoek F. En dan kan ons sê dat BC is gelyk aan EF. So julle kan sien hoe die driehoeke benoem word. Goed, ons kyk na ons laaste voorwaarde vir kongruensie, ons vierde rede of voorwaarde. As ons kyk na twee driehoeke wat 'n 90 grade hoekie het. Onthou, dis baie belangrik dat julle die onderskeid hier tref tussen wat gegee is. So ons het by 'n vorige een het ons nou 'n 90 grade hoekie gehad, maar ons het die twee reghoeksye gehad. As ons praat van 'n 90 grade hoek, as ons hulle moet kongruent bewys aan mekaar. Ons gaan nou net weer kyk na ons vierde rede vir kongruensie. En hier het ons twee driehoekies, driehoek A, B, C en driehoek D, E, F. En dit is vir ons gegee dat hoek B gelyk is aan 90 grade en hoek E gelyk is aan 90 grade. Verder word daar vir ons gegee dat BC gelyk is aan EF en verder is dit dat AC gelyk is aan DF. So, as ons kyk na ons rede vir kongruensie, dan gaan ons sê driehoek ABC is kongruent aan driehoek DEF en my rede is 90 grade, my skynsy en my reghoeksy. Goed, want ons kan hier sê hoek B is gelyk aan hoek E is gelyk aan 90 grade. So dit is my 90 grade hoekie. Verder kan ek sê dat AC gelyk is aan DF. AC wat gelyk is aan DF, beteken dit is my skynsy van my twee driehoeke wat gelyk is. Verder kan ons sê dat BC gelyk is aan EF en dit is my reghoeksy wat vir my gegee is. En dit is dan waar ons 90 grade, so as ons redetjie skryf, is dit ons 90 grade, skynsy en ons reghoeksy. Baie belangrik, ons bewys sekere kombinasies van die twee driehoeke se sye en hoeke gelyk om te bewys dat hulle kongruent is. Kongruent beteken mos nou hulle is presies gelyk en ons moet altyd 3 van die hoeke en sye kombinasies, altyd 'n groepie van 3 hê om te bewys dat twee driehoeke kongruent is. Ons gaan nou bietjie kyk na die volgende voorbeelde van hoe ons twee driehoeke aan mekaar kongruent bewys. Okay, ons moet bewys dat driehoek ABC, hier is my driehoekie ABC, kongruent is aan driehoek ADC. Okay, so kom ons kyk net wat gee hulle vir ons. Hulle gee vir ons dat AB gelyk is aan AD en verder gee hulle vir ons dat BC gelyk is aan CD. So as ons nou hierdie bewys gaan doen, dan gaan ons skryf ons bewys en ons skryf ons twee driehoekies neer in driehoek ABC en driehoek ADC is, sodat ons nou ons 3 eienskappe kan kry wat ons gelyk moet bewys om die twee driehoeke aan mekaar kongruent te bewys. Onthou, kongruent beteken hulle is mos presies gelyk. So die eerste dingetjie wat ons kan sê, dat AC is gelyk aan AC en my rede vir dit is hulle is 'n gemeenskaplike sy
Al twee die driehoeke deel hom, so hy het presies dieselfde lengte. Verder het hulle vir ons gegee dat AD gelyk is aan AB. En ons skryf ons rede van gegee neer, want in Euklidiese meetkunde moet ons mos altyd ons redes neerskryf. Verder gee hulle vir ons dat DC gelyk is aan BC. Hulle het dit ook vir ons gegee. Nou het ons 3 belangrike eienskappe aan mekaar gelyk bewys ten opsigte van die sye. En onthou, dit was nou ons een rede vir kongruensie. Ons kan sê, en daarom is driehoek ABC kongruent aan driehoek ADC. En my rede is nou die 3 sye wat gelyk is aan mekaar. Wat baie belangrik is jou volgorde waarin jy jou 2 driehoeke benoem, want dit wat gelyk is, moet presies op dieselfde plek staan. So, met ander woorde, ons kan sien, AB is mos nou gelyk aan AD. En verder het ons gesien dat DC is gelyk aan BC. En verder het ons gesien dat AC gelyk is aan AC. So julle kan mooi sien, hulle staan presies op dieselfde plekke. So daarom kan ons nou uit dit uitsê dat hoek A1 gelyk is aan hoek A2 en hoek B gelyk is aan hoek D en hoek C1 gelyk is aan hoek C2. Ek sien ek het nou net nie die sy hoekies benoem nie, ons benoem net gou ons hoekies. Hoek A1 is gelyk aan hoek A2, hoek B is gelyk aan hoek D en hoek C1 is gelyk aan hoek C2. Goed, ons volgende voorbeeld waarna ons gaan kyk, lyk die sketsie 'n bietjie anders. Ons het daai is hierdie sketsie met A, B, C, D en E. Nou in hierdie driehoek is vir ons gegee dat hierdie hoeke is 90 grade. Hoek A is 90 grade en hoek C is 90 grade. Ons skryf net gou hier hoek C1 en 2, laat ons duidelik kan sien. Verder het hulle vir ons gegee dat hierdie AC gelyk is aan CE. Nou wil 'n mens sommer dadelik dink aan reg 90 grade skyn sy reg op sy, maar ons moet seker maak van ons redes wat vir ons gegee word. Verder gee hulle vir ons dat BC ewewydig is aan DE. En die vraag is nou, bewys dat driehoek ABC kongruent is aan driehoek CDE. So as ons nou gaan kyk na hierdie bewysie, dan sien ons wat het hulle vir ons gegee. Hulle het basies vir ons net gegee dat hierdie hoek A en hoek C2 is 90 grade en verder het hulle vir ons gegee dat AC gelyk is aan CE. So ons kort nou nog 'n derde ding om te bewys. Okay? Wat het hulle nog vir ons gegee? Hulle het nog vir ons gegee dat hierdie BC ewewydig is aan DE. Met ander woorde, ek kan nou uit daai uit kan ek gaan sê dat hierdie hoek E'tjie moet gelyk wees aan hoek C1, want dit is my rede is mos my ooreenkomstige hoeke en as jy mooi kyk kan jy die F sien wat hy vorm. Goed, so ek gaan begin om hierdie 2 driehoeke kongruent te bewys, moet ek eers skryf in driehoek ABC en driehoek CDE is. Nou die eerste ding wat hulle vir ons gegee het is die 90 grade, so ek sal sommer met dit begin. Hoek A is gelyk aan hoek C2 is gelyk aan
90 grade en dit is vir ons gegee. Maar as julle nou kyk, het hulle niks ons gegee van die skynsye wat gelyk is aan mekaar nie, so ons kan nie dit gebruik as 'n rede nie. Verder het hulle vir ons gegee dat AC gelyk is aan CE en dit is ook mooi aangedui met ons geel merkie. Ek kan ook nou sê dat hoek C1 is gelyk aan hoek E en wat is my rede daar? My rede is, hulle is ooreenkomstige hoeke want hulle het vir my gegee dat CB ewewydig is aan DE. OK. So, ek kan met ander woorde sê, daarom is driehoek ABC kongruent aan driehoek CDE en onthou die volgorde is baie belangrik. Ons moet waar hoek A staan, ons hoek A'tjie het ons mos pink gemerk, moet hoek C staan. Waar AC staan, onthou nou waar AC staan, waar AC staan moet CE staan. En verder het ons mos nou ons hoek C1 gelyk aan hoek E, met ander woorde, ons C'tjie moet staan waar hoek E staan. Goed, so julle kom agter hoe belangrik is die volgorde. Met ons rede wat ons nou gemerk het ons nou gesien, ons het wat? Ons het twee hoeke en 'n ooreenstemmende sy. Met ander woorde, ons gaan in ons hakkie skryf hoek, hoek, sy. Dis dan ons tweede voorbeeldjie, ons kan nou aangaan na ons derde voorbeeldjie toe. Onthou, in meetkunde is dit nou baie belangrik dat jy nie noodwendig kan aanvaar dat alles volgens skaal geteken is nie, so jy mag nie aanvaar dat 'n hoek 90 grade is, al lyk hy soos 90 grade nie. So kom ons kyk, gebruik die figuur en bewys dat R-tjie loodreg is op PS. Wat gee hulle nou nog vir my in hierdie figuur? Hulle gee vir my dat RP gelyk is aan RS. En hulle gee vir my dat PT gelyk is aan TS. Hierso het ons hierdie hoekie 1 en 2 en ons het daarbo hoek R1 en 2. Met ander woorde, wat die vraag vir my vra is, ek moet hierdie figuur gebruik om te bewys dat R-tjie loodreg is op PS. Met ander woorde, hulle wil graag hê ek moet bewys dat hierdie hoek 90 grade is. Maar onthou, ons kan nou nie aanvaar dat dit 90 grade is nie, so ons moet nou te werk gaan om dit te bewys. So, in die eerste plek gaan ons kyk na ons driehoekies, en wat sien ons? Die driehoeke waarvan ons die meeste inligting het, is driehoek RPT en driehoek RST. Want julle kan sien, ons het nou sy RP, ons het sy RS, ons het sy PT, ons het sy TS en RT is gemeenskaplik. So dit is die eerste ding wat ons nou moet kan gebruik. So ons gaan sê in driehoek RPT en driehoek RST is. Goed, ons begin deur te sê RP is gelyk aan RS. Dit het hulle mos vir my gegee. Verder kan ek sê dat PT gelyk is aan TS. Dit is ook vir my gegee. Die volgende wat ek kan sê is RT is gelyk aan RT, want dit is 'n sy wat die twee driehoeke gemeenskaplik het, wat hulle saam deel, so hulle lengte, sy lengte moet ewe lank wees.
Daarom kan ek sê is driehoek RPT kongruent aan. Kongruent aan is 'n 3 dubbele is gelyk aan streepie, driehoek RST, baie belangrik ons volgorde en ons rede is nou sy. So hoek RPT, driehoek RPT is kongruent aan driehoek RST. Omdat hulle twee kongruent is, kan ek nou sê, daarom is hoek R1 gelyk aan hoek R2. En dit gaan my nou help met my volgende bewysie. Want nou weet ek, omdat daai twee driehoeke kongruent is, weet ek daai twee hoeke is gelyk aan mekaar en dit kan ek nou weer in my volgende bewys gebruik. So, ek kan nou sê in driehoek, want nou gaan ek met die groot driehoeke werk. Onthou, ek wil nou met hierdie groot driehoeke werk, want ek moet daarby uitkom met hierdie driehoek en hierdie driehoek, want ek wil daarby uitkom om hoekie 1 gelyk te bewys aan hoekie 2. So, ons gaan nou sê in driehoek RPQ en driehoek RSQ is. RP is gelyk aan RS, dit het hulle mos vir ons gegee. Verder kan ons nou weet, sy RQ is nou die gemeenskaplike sy, wat die twee driehoeke in gemeen het. Met ander woorde, ons kan sê RQ is gelyk aan RQ en my rede is, hy is gemeenskaplik. Hoek R1 kan ek nou sê is gelyk aan hoek R2 en dit het ons bewys uit ons kongruensie dat driehoek RPT kongruent is. Driehoek RPT kongruent is aan driehoek RST. Daarom kan ek sê is driehoek RPQ kongruent aan driehoek RSQ. En my rede is, ek het mos nou, as ons nou mooi kyk, het ons 'n sy en 'n hoek en 'n sy. En 'n sy en 'n hoek en 'n sy. Met ander woorde, my rede is sy, hoek, sy. Twee sye en die ingeslote hoek. Omdat die twee driehoeke nou kongruent is aan mekaar, kan ek sê daarom moet hoekie 1 gelyk wees aan hoekie 2. As ons nou mooi kyk, maar wat weet ons van hoekie 1 en hoekie 2? Hoekie 1 plus hoekie 2 is gelyk aan 180 grade, want hoekom is hulle gelyk aan 180 grade? Die som van hulle gelyk aan 180 grade, want hulle is hoeke op 'n reguit lyn. Ek kan nou daarom sê 2 maal hoekie 1 is gelyk aan 180 grade. Want onthou, ek kan nou daar in kie 2 se plekkie 'n kie 1 sit. Nee, want kom ons skryf dit so. Hoekie 1 plus hoekie 1, omdat hoekie 1 en hoekie 2 gelyk is aan mekaar, is gelyk aan 180 grade. So 2 maal hoekie 1 is gelyk aan 180 grade. As ek hoekie 1 alleen wil hê, wat moet ek nou net weer doen? Ek moet deel deur die 2, wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kan met ander woorde sê, hoekie 1 is gelyk aan 90 grade. En daarom kan ek sê dat RQ loodreg is op PS. Dit is dan nou my bewysie daar. Goed, ons kyk na ons vierde voorbeeldjie. Ons het die figuur
driehoek ABC en dan het ons 'n punt D op lyn AB wat hom weer as ons C en D verbind vir ons twee driehoekies gee. Onthou, jy mag nooit aanvaar dat iets gegee is nie, niks is volgens skaal geteken nie. Jy mag nooit iets aanvaar as dit net so lyk nie, jy mag dit slegs aanvaar as dit vir jou gegee word. So, nou vra hulle vir ons bewys dat AD gelyk is aan DB deur kongruensie te gebruik. Met ander woorde, hulle wil hê ons moet hierdie twee sye aan mekaar gelyk bewys deur kongruensie te gebruik. So, as ons nou begin met ons bewys, dan gaan ons begin met in driehoek, want daai driehoeke gaan ons werk met in driehoek ADC en driehoek BDC is. Dis ons twee driehoekies waarmee ons werk. Goed, dan kan ons nou daar sê, ons sy DC is gemeenskaplik. Dit is nou amper die eerste dingetjie wat ons dadelik sien, want dit is 'n sy wat al twee driehoeke ingemeen het. So DC is 'n gemeenskaplike sy, so ons kan sê DC is gelyk aan DC. Verder is vir ons gegee dat hoek C1 is gelyk aan hoek C2. Dit is mos vir ons gegee. Okay. Verder het hulle vir ons gegee dat hoek D1 is gelyk aan 90 grade. Dan kan ek sê, maar hoek D1 moet ook gelyk wees aan hoek D2. Hoek D2 moet ook 90 grade gee, want hulle is hoeke op 'n reguit lyn. Met ander woorde, hulle som moet vir my 180 grade gee. So daarom kan ek sê, is driehoek ADC kongruent aan. Nou moet ons net doodseker maak van ons volgorde. As ons het ADC, dan gaan ons ook hê BDC. En my rede vir dit is nou twee hoeke en die ooreenstemmende sy, want ek het twee hoeke en ooreenstemmende sytjie wat vir my gegee is. So, omdat die twee driehoeke kongruent is aan mekaar, kan ek daarom sê dat AD gelyk is aan BD. BD en DB is mos nou presies dieselfde sy. Ons doen nog een voorbeeldjie en dan kan julle huiswerksommetjies doen. Kom ons kyk na hierdie laaste voorbeeldjie. Nommer 5 vra vir ons, as ons kyk na die figuur, watter soort driehoek is driehoek ABC? Nou watter soort driehoek sê jy is driehoek ABC? Wat vir ons aangedui is dat AB is gelyk aan BC, so ek sal sê daarom is driehoek ABC 'n gelykbenige driehoek. Dis reg. Goed, so ons begin ons bewys in driehoek ABE en driehoek CBD is. AB is gelyk aan BC, is mos vir ons gegee. Verder het hulle vir ons gegee dat AE gelyk is aan DC, wat ook vir ons gegee is. Verder kan ons sê dat hoek A gelyk is aan hoek C, want onthou, hulle is die basishoeke, ons het nou net gesê, hulle is die basishoeke van 'n gelykbenige driehoek.
En volgens ons driehoeke eienskappe beteken dit hulle twee moet gelyk wees aan mekaar. Daarom kan ons sê is driehoek ABE kongruent, driehoek ABE kongruent aan driehoek CBD. En soos ons nou gesê het ons 'n sy en 'n hoek en 'n sy. Ons het 'n sy en 'n hoek en 'n sy wat gelyk is. Met ander woorde, ons rede is sy, hoek, sy. Twee sye en die ingeslote hoek. Nou vra hulle vir ons by die C-deel dat ons moet bewys dat hoek BED gelyk is aan hoek BDE. Nou as ek dit moet bewys, kan ek nou sê ek het bewys dat driehoek ABE kongruent is aan driehoek CBD en my rede was twee sye en die ingeslote hoek. Omdat hulle twee gelyk is, beteken dit dat BE moet gelyk wees aan BD, want dit maak dat die twee driehoeke ook mos nou kongruent is, so daai twee sye is gelyk aan mekaar. BE is gelyk aan BD. Omdat BE gelyk is aan BD, daarom kan ek sê is hoek BED gelyk aan hoek BDE. En my rede is, dit is basishoeke. BE is gelyk aan BD. Dit behels dan vandag se lesie. Jy kan hierdie werkies nou inoefen met jou huiswerkies wat jy getrou voltooi en ek glo jy gaan dit geniet.